Jy is ingeskakel op 'n groot plaas en op 'n Woensdag kyk ons bietjie na verskillende plaas goetertjies wat gebeur reg oor die wêreld. Ons het 'n paar interessante stories vanoggend. En die eerste een is oor kunsmatige intelligensiestelsels en vir die opsporing natuurlik van back and closure by beeste. Nou navorsers van die Indiese Instituut vir Inligtingtegnologie het 'n gevorderde kunsmatige intelligensiestelsel ontwikkel wat back and close siekte by beeste vinnig en akkuraat kan opspoor. Nou hierdie tegnologie gebruik beeldherkenning en masjienleer om visuele simptome soos sere en letsels in beeste se monde en op hulle hoewe te identifiseer. Nou, deur hierdie stelsel kan veeartse en boere ook vroeër optree wat nie net die verspreiding van die siekte beperk nie, maar ook die verliese aan vee en inkomste verminder. Nou, hierdie kunsmatige intelligensiestelsels kan groot kuddes gelyktydig monitor met behulp van kameras op plase wat tyd en koste bespaar. Hierdie innovasie is groot stap vorentoe vir siektebeheer in die landboubedryf en toon hoe tegnologie 'n aktiewe rol speel om voedselveiligheid en dieregesondheid wêreldwyd te verbeter. Nou, natuurlik as dit kom by boerdery is niemand veilig nie. Jeremy Clarkson moes 'n kalf afmaak weens tuberkulose. Die bekende TV-aanbieder en boer Jeremy Clarkson het onlangs in die nuus verskyn nadat hy moes besluit om een van sy kalvers op sy plaas in die Verenigde Koninkryk af te maak weens 'n tuberkulose uitbraak. Clarkson, wat veral bekend is vir sy reeks soos Clarkson's Farm, het sy frustrasie en hartseer oor die voorval gedeel en gesê dat baie boere dikwels deur streng gesondheidsregulasies en finansiële druk geraak word. Hierdie storie werp lig op die werklikheid van veeboerdery waar boere voortdurend teen siektes en regeringsbureaukrasie moet veg om hulle lewende hawe te beskerm. En dan elektroniese neus vir die opsporing van graanpeste. 'n Span navorsers het onlangs 'n baanbrekende toestel ontwikkel wat hulle die elektroniese neus noem, 'n stelsel wat in staat is om plaagbesmetting in graan op te spoor sonder om die produkte te beskadig. Nou hierdie tegnologie gebruik gevorderde sensors om chemiese verbindings en gasse te identifiseer wat deur peste vrygestel word nog voordat die besmetting met die blote oog sigbaar is. Dit beteken dan boere en graanopbergers kan betyds optree en plaagdoders meer getekend gebruik wat geld bespaar en voedselafval verminder. Die elektroniese neus werk vinnig, is draagbaar en kan selfs in groot graansilo's gebruik word. Hierdie ontwikkeling verteenwoordig 'n belangrike vooruitgang in presisielandbou waar tegnologie boere in staat sal om slim en volhoubaar te werk. En dan in China, hulle het sopas 'n 5-jaar plan vir landboudigitalisering bekendgestel. China het onlangs 'n 5-jaar plan bekendgestel om sy landboubedryf drasties te digitaliseer en te moderniseer. Nou die plan fokus op die integrasie van slim tegnologie, groot data, kunsmatige intelligensie en robotika om die produktiwiteit te verbeter en volhoubare voedselproduksie te verseker. Die doel is om die land se boere te help om meer doeltreffend te werk, water- en grondhulpbronne beter te bestuur en die impak van klimaatsverandering te beperk. Deur middel van sensors, satellietmonitering en outomatiese boerderytoerusting wil China 'n nuwe era van slim boerdery skep. Paar interessante staaltjies oor wat aangaan in die landbousektor reg oor die wêreld. Dit is plaaspraatjies vir vandag. Ons is nou weer terug met ons gas regstreeks in die ateljee. Welkom terug hier op Groot Plaas. So ons gas saam met ons in die ateljee vanoggend is Benny van Sail. Hy is die hoofbestuurder by TLE Suid-Afrika. Benny, goeiemôre en welkom. Goeiemôre Dopie, ja, wonderlike voorreg om saam met julle hier te kan wees. Baie dankie. So jy sê dit is van kardinale belang dat alle boere 'n baie duidelike landbouplan moet hê. Weet jy, ek dink dat 'n mens moet jouself reg rig. Landbou is 'n ekonomiese proses en dit gaan oor winsgewendheid op die einde van die dag. En dis nie iets wat jy kies nie, hy kies jou. As jy nie wins maak nie, gaan die markkragte jou afgooi. En ek dink daarom moet mens heeltyd fokus ten opsigte van elke proses wat jy mee besig is op die plaas, maar ook in die breër konteks in jou nasionale landbouplan. Moet jy gaan kyk, hoe kan jy die ondersteuningsbasis daar stel om dan vir boere hulle self in 'n posisie te stel dat hulle kan wins maak. Want dit beteken ons het boere wat produseer vir die mark wat kos op die tafel veroorsaak. So wanneer dit kom by landbouplanne, is dit nie noodwendig die heel eerste ding waaraan boere dink nie. Dis nog administratiewe taakies wat moet afgehandel word
En die ouens verkies om in die lande te wees, maar wat sal dan nou die hoe kan ek sê die positiewe kant wees van 'n goeie landbouplan hê? Ek dink ons moet 'n bietjie vinnig onderskei tussen 'n plaaslike landbouplan, besigheidsplan van hoe hy met sy produksieproses moet bestuur en ek dink dis die een aspek, want ek dink wat vir ons op die oomblik meer kontroversieel is die nasionale landbouplan wat ons nou oor 'n tydperk heen kom en wat baie sterk op sekere begrippe fokus, maar nie noodwendig na winsgewendheid voldoende kyk nie. En ek dink dit is die dilemma wat ons op die oomblik in Suid-Afrika ervaar. So vir 'n boer moet hy weet, as hy nie sy besigheid tot by winsgewendheid vat nie, dan is dit vir hom verby. Dit is so eenvoudig soos dit. Maar ons het 'n landbouplan in die land nodig wat op die regte ekonomiese beginsels gefokus moet word. En dit moet ongeag wat se ander politieke agendas jy het, want dit is ongelukkig die tyd wat ons in leef, is dat die ideologie en die politiek baie keer seevier in besluitneming bo die ekonomie. Maar die ekonomie sal altyd die laaste sê hê en dit maak dit baie gekompliseerd. Ons het byvoorbeeld hierdie hele ontwikkelingsproses van die nasionale landbouplan. Was die Suid-Afrika betrokke by die proses totdat hulle vreeslik sterk klem gelê het op die begrip transformasie. Daar's goeie goed in daai plan. En toe vra ons, kom ons definieer transformasie in die landbouomgewing net in die ekonomie in, want dit is vir ons saakmakend ten opsigte van volhoubaarheid. En hulle het ons omseil totdat hulle die plan agter Telly se rug gaan afteken het. En daar's nooit met mekaar gepraat oor transformasie nie. Hoekom het ons dit gesê? In 2008 het Telly Suid-Afrika reeds konstruktiewe voorstelle aan die regering gemaak. Hoe kan ons nuwe toetreders 'n billike geleentheid gee? Dit natuurlik mits hulle die verantwoordelikheid aanvaar van wat dit verg om boere te wees, om dan betrokke te kan raak op 'n volhoubare basis in landbou. Die regering het daardie tyd anders besluit en ek wil amper sê steeds besluit hulle anders. Hulle maak daarvan 'n ideologiese spel. En ons het vir hulle gesê, kom ons kom met die regte dinge tafel toe, dat ons seker maak ons het sukses. Voedselsekerheid is 'n te groot strategiese bate, dat jy daarmee kan woer speel. Jy moet seker maak jy doen die regte dinge. En toe het hulle net eenvoudig ons eenkant toe gemarginaliseer. En die ding het nou weer tafel toe gekom toe hulle nou 'n oorsigkomitee hou. In die proses het 6 van ons organisasies wat daai tyd nie deel was nie. Ons was deel tot met die uitsluiting dat ons nie gaan afteken het nie. Ons sou ook nie afteken nie, want die werk was nog nie afgehandel nie. Die ander was nooit ingesluit nie. Toe het ons 9 punte genoem wat ons indringend met hulle moet bespreek. 3 vergaderings gehou met die departement en nooit niks van gekom nie. Maar hulle gaan net aan en hulle transformeer. En hoekom het ons daaroor kommer? Weet jy, Doopie, as ons gaan kyk wat is transformasie? As ek vir enige iemand vandag vra wat is transformasie, dan gaan ons uiteenlopende standpunte kry. Maar die praktyk van transformasie is, in 94 het ons 'n klomp werkende instellings gehad. Ons kan hulle op die ry afnoem. Die poskantoor, Denel, Eskom, die lugdiens. Ons kan aangaan. Noem vir my vandag een wat nog funksioneel doeltreffend is, want hulle is op die ANC regering se wyse getransformeer. En ons het nie 'n probleem om mense te bemagtig en hulle te bevorder nie. Dis inteendeel nodig in die land. Jy moet mense geleentheid gee, maar dan moet jy dit op so 'n wyse doen dat daar 'n uitkoms is van positiwiteit en dit ervaar ons nie. En ons kom met voorstelle, hoe kan ons dit positief konstruktief maak om landbou te laat leef? Dit laat die land leef en dit is vir ons belangrik. Altyd nie lekker om te hoor dat die regering nie wil inspring en help waar hulle kan nie, veral as dit kom by die boere. Nou as ons terugkom by wat hierdie landbouplan moet inhê, as jy self begin formuleer, wat maak 'n goeie landbouplan? Ek dink dat jy moet baie sterk fokus op daardie ondersteuningsbasis wat ek dink 'n regering moet doen. Hy het 2 groot verantwoordelikhede in 'n demokrasie. Hy moet eerstens gaan kyk na die veiligheid van die land se inwoners. Nou ons almal weet dat ons regering nou nie die beste vaar in die wêreld in die verband nie, met 75 moorde in die land en die misdaad wat weghardloop en 'n afwesige staat ten opsigte van hoe om dit te hanteer. Die politieke wil ontbreek, dis die eerste deel, maar die tweede deel vir ons belangrik. Hy moet die omgewing skep met die nodige ondersteuning ten opsigte van infrastruktuur. Hy moet die nodige infrastruktuur daar stel dat die ekonomie kan gedei, dat daar vertroue is, dat mense graag wil belê. Dan kom so 'n regering nie uit met goed soos onteiening sonder vergoeding. Ek kan jou bates vat sonder om daarvoor te betaal nie. Dit bring net te veel onsekerheid en dan begin mense nie meer hier belê nie. So daai is die negatiewe tipe van goed wat ons elke dag beleef in die land. En dit raak nie net landbou nie, dit raak elke inwoner in die land. Want die grondwet sê
Bates word nie tot grond alleen beperk nie. En as jy dan op daai koers kan begin gaan, dan sit 'n groot rooi lig. So jy moet daar binne in gaan sit. Al daardie ekonomiese stimulusse, daai aspekte wat vir mense graag sal wil sê, maar hier wil ek betrokke raak, want dit maak sin, want ek kan wins maak, want winsgewendheid is volhoubaarheid. En dit is wat besigheidsmense nastreef. So jy moet die regte ekonomiese beginsels in daai landbouplan inbou, ongeag wat jou politiek is. Weet jy, 'n landbouplan behoort politieke ideologieë en politieke strominge en standpunte te oorbrug, want hy moet verhewe wees bo dit. En ongelukkig is dit nie vandag die geval nie. So ek dink net om 'n samevatting te maak, ons het nou al meestal daaraan geraak, maar wat sal die oplossing dan wees? Gaan ons terug na die minister van soos John Steenhuisen toe en sê vir hom, kom ons praat gou hieroor, kom ons herëvalueer wat ons op tafel gesit het en kom ons kry 'n plan? Ek dink dat ons moet definitief met mekaar wel praat. Hy het nou weer gesê dis reg, ons kan praat, want ons het nou 'n bietjie golwe gemaak ten opsigte van ons ontevredenheid dat hulle nie steur aan ons ekonomies gerigte uitkomsvolhoubare beginsels nie. En ek dink dit is waar die klem moet lê. En meneer Steenhuisen se deur is vir ons oop, maar dan moet ons hom so oop hê dat ons ook uitkomste en resultate kry. En ons sal baie graag, baie dringend met hom hieroor wil in gesprek tree om seker te maak dat ons in Suid-Afrika die landbouomgewing rondom ekonomiese prosesse positief vorentoe rig en dat ons nie hiervan 'n politieke speelbal maak nie. En daai is natuurlik 'n lang onderwerp wat ons baie aspekte kan tafel toe bring, Doopie. Wat eintlik hartseer is, dat soveel leuns rondom die geskiedenis van grondbesit en al hierdie aspekte rondgeslinger word as argumente om sekere goed te staaf wat net eenvoudig nie waar is nie. Maar dis 'n onderwerp vir 'n ander dag. Dit is 'n onderwerp vir 'n ander dag. Ons het nog so 30 sekondes. Moet boere in kontak kom met julle? Het julle terugvoer nodig van boere voordat julle weer iets voorlê? Weet jy, boere is altyd welkom om deel te neem. Die boer se stem is die een wat gehoor moet word en dit is wat vir ons by TLE Suid-Afrika belangrik is. Boere neem die besluite en dan is ons almal een groot span wat dan vir mekaar sê wat moet gedoen word om hierdie bepaalde proses vorentoe te vat. Konstruktief om landbou te laat leef. So boere asseblief, julle moet deelneem en as julle nie van TLE hou nie, daar's nog landbouorganisasies, maar wees betrokke. Ons kan nie meer op die kantlyn staan nie. Benny, baie dankie vir jou tyd. Volgens ons waardeer dit. Dis natuurlik Benny van Sail, hoofbestuurder van TLE Suid-Afrika, om ons bietjie te gesels oor 'n baie belangrike punt wat 'n nasionale landbouplan is wat ons in plek moet sit. Dis groot plaas vir vandag. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en ons sien mekaar weer môre.